Môre julle kuier vanoggend saam met Lisel van Sail tussen koffie en genade en ons praat nou die afgelope tyd 'n bietjie oor jou gesondheid. So laasweek het ons 'n bietjie gesels oor gesonde eetgewoontes en hand aan hand met gesonde eetgewoontes is dit natuurlik oefening. So ons praat oor jou algemene, al die verskillende elemente wat jy nodig het om 'n gevulde of 'n vervulde, gesonde, gebalanseerde lewe te lewe. Die Here wil hê dat ons in oorwinning moet wandel en as gevolg van dit is dit ook belangrik dat ons sekere keuses en gewoontes in ons lewe moet leer om letterlik te kies om in vervulling te lewe. Want die groot ding is ons mis dit partymal omdat ons partymal sekere keuses maak in ons lewe. En in Johannes 10 vers 10 en ek wil dit vir ons graag weer lees in die Amplified Bible, sê dit vir ons. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance, to the full till it overflows. So die vyand wil letterlik van ons kom steel en dis hoekom ons vir hom geen oop deur moet los nie. En hy wil kom verwoesting saai in ons gees, in ons siel, in ons liggaam. En ons moet alles in ons vermoë doen om dit reg te bou en die regte keuses te maak dat ons gesonde geestelike lewens kan lewe. So vanoggend het ek 'n gasie by my en vanoggend kuier Hanley Goosen hierso by my. Baie welkom Hanley. Baie dankie dat ek hier kan wees. Ons gaan 'n bietjie gesels as ek gesê het oor oefening. En dan gaan ons ook praat oor gesonde gewoontes en sy gaan vir ons 'n paar tips gee. So kom gou weer terug. Ons gaan goue breek vat, gaan na vir jou koppie koffie en kom kuier lekker saam met ons vanoggend. Welkom terug julle kuier hier saam met my Lisel van Sail by Tussen Koffie en Genade. En vanoggend het ek 'n gas by my, Hanley Goosen. Sy is 'n Pilates instrukteur en dan doen sy ook rebounding, die Lisa Riley rebounding. Hanley, vertel ons 'n bietjie van dit wat jy op die oomblik, jy's nou al 10 jaar wat jy nou al dit doen, hè? Dankie Lisel, dis korrek ja. Ek het 'n moderne privaat studio slegs vir dames en ek het 10 jaar se ondervinding in die oefenbedryf, toegewyd aan vrouens te help om sterker, gesonder en meer gebalanseerd te funksioneer met meer energie en selfvertroue. Die studio bied groepklasse aan in 'n veilige en gemaklike omgewing wat fokus op jou core strength of kernkrag, soepelheid, asemhaling, beter postuur, fermer spiere, gewigverlies en om te beweeg met minder pyn en inflammasie. Ek het nou self al so 'n paar jaar wat ek Pilates by jou doen en ek moet sê ek love Pilates en toe ek nou uiteindelik dit ontdek het, toe besef ek, weet jy, hierdie werk nou vir my. En as ons mens nou praat nou van oefening, nee, oefening het soveel voordele en hulle het nou al bewys dat oefening help om depressie te werk onder andere en hulle sê vir mense wat byvoorbeeld sukkel met verslawing, as hulle net 10 minute elke dag oefening doen, dan verlaag dit letterlik die cravings, omdat dit natuurlik dopamien en serotonien afskei en dit help ook onder andere om jou nuwe breinselle te vorm en daar's soveel ander voordele van oefening. Wil jy nie of ons 'n bietjie meer vertel in detail? Watse voordele is daar as mens bietjie meer fisiese oefeninge doen in mens se lewe nie? Dankie Lisel. Ja, ek sal graag 'n paar interessante feite deel van hoekom is oefening belangrik vir vrouens. Studies toon dat konsekwente oefening in 'n mens se middeljare hul risiko van prematuur dood met tot 50% kan verminder. Sjoe. Al het hulle eers in hulle 40s of 50s begin. So konsekwentheid is nie seksie nie, totdat jy besef dat dit is die uiteindelike jeugserum. Nog 'n interessante feit is dat vrouens in hul 70s wat met gewiggies oefen of weerstandoefeninge, soos wat ons nou baie kere by die studio doen met rekke, ringe, jy weet balle, verminder hulle risiko van dood met 46% in vergelyking met vrouens wat nie aktief is nie. Ja, en dan 'n laaste interessante feit is dat gereelde beweging in die middeljare verminder demensie risiko by vroue met tot 88%. Joh,
kan jy dit nou glo, nê? Ja, ek het dit self ook agtergekom. Weet jy wat, die dae wanneer ek oefen, dan voel dit somme of jy meer gefokus is of jy het weer 'n nuwe lus in die lewe. So ek weet nie wat alles met dit te paart gaan nie, maar wat ek ook agtergekom het, as ek wil slaap in die aande, dan is dit ook of ek makliker slaap. Korrek. So oefening is belangrik vir vrouens omdat dit nie net jou gesondheid verbeter nie, maar natuurlik ook jou lewenskwaliteit. Ja. Ek kan vir jou 'n paar hoofredes gee wat dalk vir julle van toepassing gaan wees. So as ons maar net kyk na een van die hoofredes, natuurlik eerstens 'n ou se fisiese gesondheid, hartgesondheid. Dit verlaag jou risiko van hoë bloeddruk, hartsiektes en beroertes. As ons kyk na beendigtheid, dit versterk bene en verminder jou kans op osteoporose wat veral by vrouens na menopause voorkom. Baie belangrik vir gewigsbeheer, dit help om jou liggaamsvet te beheer en spiermassa te bou. En natuurlik hormoonbalans kan jou menstruele ongemak en simptome verlig. As ons maar net kyk dan na rebounding, wat daai spring op die klein trampolientjie is, dan is dit baie voordelig vir die ontgifting van ons limfstelsel. Sjoe. So 'n tweede belangrike aspek is natuurlik ons geestesgesondheid. So oefening verminder stres en angs, die beweging stimuleer endorfine wat jou bui verbeter. Dit verbeter natuurlik jou slaap, soos jy nou erken het ook, oefen bevorder 'n dieper en meer herstelvolle slaap. En dan as ons kyk na ons selfbeeld, dit gee vir 'n mens selfvertroue en dit verbeter jou liggaamsbeeld. As ons dan nou kyk na die langtermynvoordele, net vinnig, voorkoming van kroniese siektes, dit verminder die risiko van diabetes 2, wat mos maar leefstylverwant is, sekere kankers en artritis, mobiliteit en onafhanklikheid. Dit hou jou spiere en gewrigte sterk, sodat vrouens langer aktief en selfstandig kan bly. En dan laastens, veroudering. Dit vertraag die fisiese agteruitgang en hou die liggaam jonger en meer energiek. Kortliks, oefening is 'n natuurlike medisyne en anti-verouderingsmiddel wat vrouens op elke ouderdom help om gesonder, sterker en gelukkiger te leef. Dit is so waar wat jy sê. Want ek dink ook dit help vir jou mental health, as mens dit nou so sê, as jy nou byvoorbeeld gaan stap in die natuur. Dan is dit ook jy stap, jy de-stress, jy het daai hele voordeel van jy loop, jy sien die bosse, jy kan 'n bietjie dink, jy kan seker goed prosesseer. En dan wat mens as mens nou verder kyk. Nou oefening en siektes gaan partymal hand aan hand, bedoelende wanneer jy nie oefening doen nie, dan is daar sekere dinge wat gebeur in mense se fisiese liggaam en dit is eintlik wat ons ook nogal bietjie by wil stil staan. Want onder andere as mens oefeninge doen en ek dink jy het ook nou 'n paar van dit genoem, dan help dit byvoorbeeld vir jou bloeddruk. Dan is jou bloeddruk nou eweslik normaal. Korrek. Jou hartsiektes het hulle gesê en jy het dit ook nou genoem van die omdat jy vet verbrand. Daar lê gifstowwe binne in jou vetselle. So soos jy oefen, raak jy letterlik ontslaaf van hierdie toksines. So as mens nou minder toksiek is, jy het bietjie jou serotonien gestimuleer. Dit is seker hoekom dit dan help teen depressie. Maar ek het nou onlangs ook gehoor, hulle sê daar's letterlik 'n proteïen wat afgeskei word. Wat jou breinfunksies bietjie stimuleer en dis wat ek nou gepraat het van dit gaan letterlik jou breinselle vernuwe, maar dit help dan ook wanneer hierdie proteïene in jou bloed vrygestel word. Dan is dit juis teen stres. Bedoelende dis 'n natuurlike stres middel wat teen stres werk en dan is dit ook natuurlik hoekom mense dan dit help teen depressie. En daai noem hulle letterlik die hope molecule wat soos 'n antidepressant werk. En dit is so waar. Ek het nou al gesien mense wat ook deur trauma gaan wat net 'n bietjie meer oefening doen en veral spieroefeninge want jy moet letterlik spieroefeninge doen om dit vry te stel. Dan wys dit net weer eens vir ons hoe amazing die Here ons liggame aan mekaar gesit het om sekere dinge in plek te sit om homself te genees. Nou, soos wat jy ook genoem het, ek wil nou bietjie stil staan oor daai hormone wat jy nou so van gepraat het, want ek weet dit stel verseker sekere hormone vry. Vertel ons 'n bietjie daarmee en hoe werk dit as mens oefening doen? Dis korrek, Lisel. Dit is belangrik dat ons verstaan hoe om natuurlik hierdie endorfine te verhoog. So ons wil ons brein aktiveer om daai gelukkige hormone te bevry wat jou kan natuurlik
bevry van depressie. Maar 'n mens moet hierdie 4 chemiegroepe ken en verstaan. Ja. So die eerste enetjie is natuurlik jou dopamien wat ons so baie van hoor. Dit kan ons noem ons beloningskoning. Die tweede enetjie is jou oksitosien wat die meester van intimiteit is. Dan gaan ons na endorfine wat jou natuurlike pynstillers is. En dan laastens jou serotonien wat jou stemmingstabilisator is. So as ek net gou 'n bietjie kan stil staan eers by dopamien. Yes. Daardie verfrissende gevoel wanneer ons nou net geoefen het. So jy voel so goed, so die moeite werd. Wanneer ons doelwitte bereik en bevrediging kry, sal daai dopamien skielik afgeskei word. Met ander woorde, dit moedig ons gedrag aan. Dit is gedragmotiverend. As jy nie beweeg nie, sal dit ook nie beweeg nie. Dit is hoekom dit so belangrik is om te oefen om dit te kry om te beweeg. Yes. Sodra jy doen wat jy beplan het, sal dit jou dadelik daardie gevoel van prestasie gee. Dopamien is 'n aktiveerder van 'n positiewe siklus. Hoe harder jy werk, hoe meer jy bereik, hoe beter, hoe meer jy voel, hoe meer wil jy harder werk. So ou moet dit nie onderskat nie, dit is heeltemal verslawend. En dit is ook seker hoekom mense hulle sê dit help vir oefening vir mense wat met verslawing sukkel, want dit keer dan letterlik daai reward syndroom wat hulle dan sê. Presies, dit is waar wat jy sê, jy kry daar natuurlike chemikalieë vrygestel terwyl jy oefen, maar natuurlik is die wagwoord of die werkwoord is jy moet oefen. Ja. As ons dan na die tweede enetjie kyk, ons oksitosien wat ons liefdeshormoon is, dan is dit dit beheer die gevoel van intimiteit, vertroue en sosiale verbintenis. So dit is hoekom dit so belangrik is vir dames om veral aan te sluit by 'n studio of 'n gimnasium om daai sosiale verbintenis te hê met ander dames om saam te kan oefen. As ons dan nou aanbeweeg na ons endorfine, dit is nou mos ons verfrissende gevoel wat met pynverligting gepaard gaan. Het jy al ooit opgemerk dat jy na elke oefensessie, alhoewel jy heeltemal uitgeput is, verbasend gelukkig is? Dit is so waar, jene. Endorfine is natuurlike pynstillers wat deur die brein vervaardig word. Hul missie is om jou te help om fisies of sielkundig pyn te verlig en jou dan 'n gevoel van verfrissing te gee. Die laaste ene wat ek net gou oor wil vinnig gesels is dan nou jou serotonien. Dit is nou mos ons gemoedstabiliteit hang daarvan af. Dit is waar depressie inkom. Dit help jou om jou jou angs, jou slaap en selfs jou eetlus te reguleer. Ja. Wanneer jy voel dat alles glad en kalm verloop, is dit waarskynlik dat dit stilweg agter die skerms werk. Jy moet dit van 'n stabiele omgewing voorsien, sodat dit jou stabiele emosies in ruil daarvoor kan gee. So serotonien is nie so hard soos dopamien nie, maar dit is die fundament van jou emosies. So as ek net vir ons vinnige 'n samevattingkie kan gee, Yes. As jy motivering wil hê en 'n gevoel van prestasie, dan vind ons dopamien. Wil jy verhoudings soeter maak, dan moet ons vrystelling van oksitosien najaag. Okay. Wil jy stres en pyn beveg, vertrou op endorfine. Wil jy jou emosies so stabiel soos die see hou, is serotonien die antwoord. Jo. En dit is nou al hierdie hormone wat basies vrygestel word terwyl mens oefen. Dit wys dan net ook hoe belangrik is dit net om my lyfie aan die gang te kom, en ek stem so saam met jou. As ons oefening doen, veral as ons die plank doen, dan kan ons partymal baie mou, maar wat vir my so spesiaal is van die klasse is hoe ons grappies maak en almal dit saam geniet, nê? En dit is dan seker wat daai oksitosin wat dan in die lug is tussen al ons dames. So kom ons kyk 'n bietjie, watse tipe oefeninge is daar en wat kan mens doen om bietjie net, wat baie keer dan dink mens, o nee, maar ek hou nie van hardloop nie, of ek hou nie van swem nie, maar weet jy wat, ek het nou, en ek weet jy luister ook na Dr. Wonda Wright, praat baie oor oefening, en veral in met jou menopause en oefening, en ons het 650 spiere, nee, as ek reg is, Ja. En sy sê, ons moet, as jy elke liewe dag net 'n bietjie resistant training doen, dan het dit soveel goeie impak in mense lewe. Jy het 'n energievlakke, soos ons gesê het, jou immuunstelsel is beter, jou stres en jou breinfunksies is beter, maar ook dit help met wanneer jy eendag oud word en in menopause ingaan, en ons dink nooit daaraan nie, maar ons moet nou al in ons gesondheid belê.
Dis reg, Lisel. Ek sou dan graag 'n bietjie wil aansluit by jou oor daai Dr. Wanda Wright. Sy's 'n sportortopediese chirurg en sy word wyd erken vir haar benadering tot die optimalisering van gesondheid, veral in vrouens in hulle perimenopause en menopause gedeelte van hulle lewe. Okay. Interessant genoeg skryf sy voetspoed en balans voor, footspeed. In al haar oefenprogramme, want sy sê soos 'n mens ouer word, verminder jou tipe 2 spiervesels, wat veroorsaak dat jy nie meer so vlugvoetig is nie. En al is jou bene hoe sterk en jou spiere hoe groot, as jy val oor jou hond of jou kat of jou handsak, gaan jy waarskynlik 'n been breek of 'n spier skeer. En dit wil ons nie hê nie. Korrek, wat langtermyn implikasies het. Sy het ook gevind in 'n studie dat jou HIIT-opleiding, wat nou jou high intensity interval training is, dat dit die beste oefening is om te doen vir 'n gesonde veroudering. Okay. Sy het gesê na 6 maande lange opleidingsstudies het navorsers geïdentifiseer dat hierdie HIIT meer effektief was vir selgroei en selreplikasie in vergelyking met weerstandsoefeninge. Sjoe. Nee, weet jy wat, dit is my altyd so interessant, die hele tyd, hulle is heeltyd besig om navorsing te doen, die hele tyd te kyk, okay, wat is goed vir jou, wat moet jy waar doen, want baie keer het mense net gedink, ek gryp 'n gewig en dan gat ek, nee, maar gee vir ons 'n bietjie tips oor, wat sal jy voorstel om net 'n gebalanseerde basiese oefeninge, wat is daar buite, en die voordele van hierdie oefeninge? Dankie Lisel. Vir spiere en vir gewigverlies wat al ons vrouens natuurlik najaag, sal ek voorstel kragopleiding. So 2 tot 3 keer 'n week. So dit behels maar jou squats, jou lunges, ons almal ken die push-ups, ons almal ken die planks, gewigte en rekkies. So jy moet met ietsie oefen wat vir jou bietjie weerstand gee en die oefeninge moeiliker maak. Natuurlik jou hartklop opkry. Dit gaan vir ons 'n bietjie spiermassa gee en die spiermassa brand ook meer kalorieë selfs terwyl jy rus. Hoë intensiteit interval opleiding is nou daai HIIT wat ons ook nou aangeraak het. Dit is dan nou wat ons nou ook by die studio aanbied, is ons rebounding. Dit is wanneer 'n mens kort uitbarstings, byvoorbeeld sprints en draf op 'n klein trampolien of 'n rebounder doen. Jy doen squat jumps, high knees, met ander woorde jy gaan so 20 sekondes kliphard oefen en dan 40 sekondes rus. Okay. Wat ons 'n waterbreekie kry en ja, dan gaan ons maar weer aan. Dit is maar jou hoë intensiteit met lae impak op die gewrigte. Dit brand baie vinnig vet, verbeter jou kardiovaskulêre fiksheid, wat goed is vir hart en longe. Met ander woorde, dit is kort en kragtige oefeninge. Nee, daai klink vir my baie interessant, nee. En dit is ook nou weer eens, mens moet ook kyk, elke mens se lyf is anderste, maar tog het ons almal cardio nodig en die spieroefeninge. Dis waar, want het jy geweet dat spiere 3 keer meer kalorieë in rus verbrand as vet? Met ander woorde, as 'n mens net dit kan regkry om 4 kg se spiermassa op te bou, gaan dit 'n ekstra 50 kalorieë per dag verbrand, terwyl jy op Netflix binge. Wow, dit is nou nogal interessant, hoor. Ja, en dan as ek kan aanbeweeg vir hormoonbalans en stres, wat meeste dames maar dan begin sukkel hier van hulle 40's op, sal ek aanbeveel Pilates. Pilates is geen impak oefeninge nie, om dit so 2 tot 3 keer per week te beoefen. Dit is wanneer ons werk met apparaat, jou klein apparaat soos jou foam roller wat verbeter buigsaamheid. Ons doen baie core strength wat natuurlik baie goed is vir laag van stres. Dit kan ook help met menstruele ongemak en menopause simptome. Dan is daar natuurlik stap of net 'n ligte draf daagliks wat verbeter jou bloedsirkulasie, hartgesondheid en slaap. En dan is ons kyk net gou-gou vir jou bene en gewrigte, vir die osteoporose en artritis is weerstandsoefeninge uiters belangrik. Dit is wanneer ons met ligte gewiggies oefen by die studio enigiets tussen 'n 1 en 'n 3 kg. Jou bande, jou TheraBands of jou weerstandrekke, dit versterk natuurlik die bene en dit voorkom osteoporose. En dan het ons nou ook klaar gesels oor daai lae impak cardio. Mens kan dan ook voorstel 'n bietjie swem, fietsry of natuurlik my gunsteling rebounding wat baie goed is vir jou gewrigte sonder dat dit te veel spanning of druk op die gewrigte en wat op die gewrigte sit en dit beteken minder inflammasie in die liggaam. So as dit vir jou lekker is en jy het nie soveel pyn en seer nie, gaan jy mos natuurlik terugkom en weer kom oefen. Dis hy.
Laastens wil ek net vir ons noem vir die geestesgesondheid wat van uiterste belang is. So by die studio doen ons natuurlik groepklasse wat ons klaar gesels het oor wat jou endorfine verhoog, daai voelgoed hormoon terwyl 'n mens oefen en natuurlik is dit pret, jy die samesyn met ander dames, jy kan 'n grappie maak, jy kan 'n bietjie lag, jy kan asemhaal en 'n mens kan soms 'n bietjie lief en leed ook deel in 'n veilige omgewing. En dit is hoekom dit so terapeuties is, nê? Want jy het 'n uitlaatklep en eerstens help dit om 'n bietjie vir jou stres ontslae te raak en net terapeuties die beweging doen soveel moeite en is vir my so interessant. Party ons ons oefening doen, dan sal ons 'n ligte gewig hê. Dit dog jy, ag, wat gaan hierdie gewig hier doen? As jy weer kyk, of die bal, daai klein balletjies, as jy weet jy daar's daai bal so swaar, jy kan nie glo hoe eintlik jy kan oefen as jy net jou eie body weight gebruik en repeteer klein bewegingkies. En wat vir my lekker is nie skadelik vir jou nie. Enige iemand kan dit doen. Jy kan of beginners doen of van tot advanced en jy stel ook vir ons dit mooi. Okay, nou is dit vir julle wat nou nie so 'n rugseertjie het hier of wat ook al, so mense kan dit aanpas vir wat dit by jou pas. Ons gaan so vinnige koffiebreek vat en dan gaan ons nou weer terugkom en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die balans van gesonde oefening en dan gaan ons 'n bietjie kyk meer na die motief van jou hart wanneer jy gaan oefen. Ons is nou weer terug. Welkom terug. Jy kuier lekker hier saam met my en Hanley. Ons gesels 'n bietjie oor oefening, die voordeel van oefening en hoekom dit belangrik is om net 'n bietjie te oefen in mense lewe. Al is dit net 10 minute 'n dag. Maar kom ons praat 'n bietjie van, kan jy te veel oefen, Hanley? Heeltemal beslis, Elisa. Enige oefening sê ek altyd is beter as niks. So die beste kombinasie vir 'n vroulike gesonde liggaam, as mens nou kyk na studies, sal jy sien dat hulle beveel aan 'n minimum van 150 minute matige cardio per week of 30 minute per dag, soos jou 'n bietjie stap, as jy nou nie by 'n studio kan uitkom nie, rebounding, fietsry, jy weet, saam met die kinders, as jy swembad het, as jy kan swem. En dit moet ons dan doen, ja, weekliks natuurlik, en dan sal hulle ook aanbeveel 2 tot 3 sessies krag of weerstandsoefeninge 'n week. Dit is waar ons nou gesels het oor die pilates, wat 'n ou bietjie weerstand inbring met jou rekkies, jou ringe, jou foam rollers. En natuurlik baie belangrik is ook vir ons buigsaam wat fokus op asemhaling en ontspanning. So daaglikse ligte beweging is uiters belangrik, soos jy genoem het. Enigiets van stap, strek, huishouding, 'n mens moet net aan die beweeg bly. Yes. En weet jy wat, dit kom weer eens ook seker met die motief van die hart, want soos jy genoem het, van die hormone wat nou afgeskryf is, soos daai dopamien, kan mens nou al hoeveel keer sien dat mense partymal verslaaf raak daaraan, nie? En dan sit of jy half meer dit doen en dan's die hart nie noodwendig op die regte plek nie. En dit is weer eens, ons moet altyd op 'n plek wees waar ons sê, "Kyk Here, wat doen ek wat in balans is en wat doen ek wat buite balans is?" En alles moet jy die hele tyd met die gees ook check, nê? Want ons is gees, siel en liggaam. So die motief van die hart is net so belangrik van as mens nou wil oefen. Dis reg, Lisel, motief van jou hart om te oefen is uiters belangrik, want soos met vele dinge in die lewe is daar altyd uiterstes wat ook op die gebied van oefening is. Sommige mense konsentreer geheel en al op hulle geestelike lewe tot nadeel van hulle fisiese liggame. En ander fokus weer soveel aandag op jou voorkoms van hulle fisiese liggame dat hulle geestelik groei en hulle volwassenheid heeltemal verwaarloos. Nie een van hierdie dui op 'n Bybelse balans nie. Ja. As ons dan nou kyk na oefening as 'n afgod. Ja. So wat is die doel van oefening? Daar is niks meer verkeerd vir 'n Christen om liggaamlike oefeninge te doen nie. Die Bybel is inderdaad duidelik daaroor dat ons goed na ons liggame moet omsien. As ons kyk na daai vers in die Bybel, 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20, wat lui, of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon, en deur julle God aan julle gegee is nie. Julle behoort nie aan julle self nie. Terselfdertyd waarsku die Bybel ons ook teen ydelheid in 1 Samuel 16 vers 7,
wat dit lui: moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. En dan laastens, wat ook altyd 'n baie mooi versie is, Spreuke 31 vers 30. Skoonheid is soms misleidend. 'n Mooi voorkoms hou nie vir altyd nie, maar 'n vrou wat ontzag het vir die Here, verdien om geprys te word. Ja, weet jy, dit is so waar wat jy sê, want weer eens is dit hier wat ons moet vra, wie probeer ons beïndruk, nie? Want baie keer dan voel dit vir my, veral as jy kyk na hierdie influencers en jy kry al hierdie mense wat, hulle doen nou hierdie oefening en dan wys hulle nou vir die res van die wêreld, ek het nou gaan gym, ek het nou dit, ek het nou dat. Dan vra ek myself, is dit regtig om nou, wat is die motief agter daai persoon se hart? En is dit om geworship te word en te sê hoe goed is ek en jy wil dalk iets bewys vir iemand? En dan kan dit, soos jy sê, 'n afgod begin raak in mense se hart. En mens moet altyd onthou, alles in die lewe het 'n doel. En die doel van die oefening op die ouende is om met jou gesondheid te gee. Net soos wat ons laasweek gepraat het, as dit kom by eetgewoontes, is dit so belangrik dat mense heeltyd met fokus op, ek eet want ek wil gesond wees. Ek gaan oefen want ek wil gesond wees. Dit is nie om te bewys hoe sexy ek is, of hoe fiks ek is, en partymal, ek wil nie sê kompetisie is nie verkeerd nie, want partymal is goeie kompetisie, partymal goed, maar eintlik moet jy teen jouself kompeteer. En die motief van die hart, soos ek sê, is jy wil gesond wees, want jy wil op die ouende doen wat die Here jou geroep het om te doen. So, hoeveel oefening sal jy dan sê is genoeg? Ja, so as ons nou bietjie kyk, vroeër het ons nou gesels oor minimum 150 minute 'n week, so dit kom op neer op so 30 minute 'n dag. Yes. Maar die Amerikaanse Departement van Gesondheid en Menslike Dienste spesifiseer nie 'n boonste limiet vir oefening waarby hierdie toestand 'n risiko word nie, maar as 'n algemene reël kan 'n mens sê dat enigiets meer as 90 minute per dag, so meer as 'n uur en 'n half per dag. Die punt is, wanneer mens vatbaar kan word vir ooroefeningssindroom en die gepaardgaande simptome daarvan. In my eie lewe het ek dit al agtergekom waar ek party daar 3 klasse aanbied, is dat hier by die 3de klas, alhoewel dit nou nie altyd, jy weet, direk na mekaar is nie, begin 'n mens, jy het net glad nie energie nie, en dan begin jy daai goeie spiere wat jy nou opgebou het af te breek, as jy nou basies ooroefen. So ek sal sê, ons moet kyk het 'n ou nie meer as 190 of 'n uur en 'n half per dag, jy weet, aan een sal oefen nie. Sodat 'n ou nou nie die goeie werk wat jy ingesit het afbreek nie, en ook natuurlik nie so moeg raak dat jy nie energie het vir daai geestelike doelwitte soos ons nou oor gesels het nie. En die ander ding wat ek ook net wil noem is, baie keer gaan dit ook oor jou prioriteite, want nou spandeer jy vir ure en ure in die gym, en jy skeep dalk jou tyd met jou vrou af, met jou kinders, met jou gesin, en dit is waar die balans inkom. Eerstens altyd belangrik is om by jou bediening uit te kom, en jou bediening is eerstens jou gesin. En mens moet altyd vra ten koste van wat doen ek iets. Ons gaan gou-gou weer 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat hoe om gesonde gewoontes te bou, en 'n paar tips as dit kom by oefening. Welkom terug julle, ons kuier baie lekker, ek en Handley, en ons gaan nou 'n bietjie gesels oor bou gesonde gewoontes as dit kom by oefening en 'n paar tips. Ek wil ook sommer vir ons lees in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 4 en 5, en ek lees dit weer vir ons in die Amplify. That each one of you should know how to possess of control or manage his own body in consecration, purity, separated from things profane, and honor, not to be used in the passions of lust like the heathens, who are ignorant of the true God and who have no knowledge of his will. So Jesus sê dit ook, ons moet weet wat die Vader se wil is vir ons, en tot in ons liggame moet ons dit control en manage. Ons kan nie net doen wat ons wil, of net oorgaan in obsessie met sekere goed in ons liggaam nie. Ons moet in alles wat ons doen, moet daar 'n balans wees. So Handley, gee vir ons 'n paar tips, wat sal jy sê
om gemotiveerd te wees om die regte oefening te doen en om te kan net aan die gang te kom, veral vir daai mense wat nou dalk glad nie oefen nie en nou voel hulle okay, ek voel ek moet nou bietjie aan die gang kom. Watse tips sal jy vir hulle gee? Dankie Lisel, ek deel graag sommer maar net 10 maklike maniere om jou meer gemotiveerd te maak. Een belangrike ding is om te oefen saam met 'n vriendin of jy sluit aan by 'n studio en dit hou jou aanspreeklik want as by my studio is 'n dame kom ons sê 'n week gemis het of 1 of 2 klassies, dan sal ek altyd moeite doen om haar boodskappe te stuur, te sê ek mis jou, jy weet waar is jy okay, dat iemand net voel, jy weet jy stel belang, daar's 'n opregte, jy weet toewyding om daai persoon by die studio te kry. En om iemand aanspreeklik te hou, want dit is so, oefening is seker een van die maklikste gewoontes om, jy weet, een kant te los as 'n mens se lewe oorweldigend raak en druk is by die huis en by die werk, dan is dit so maklik om net te sê, ag ek het nie tyd vir oefen nie, tog hang 'n mens se lewe letterlik daarvan af. Nee, dis so waar. Ja, dan sal ek ook nogal sê, skep 'n doelwit vir jou fiksheidsvlakke. Met ander woorde, wat wil jy bereik? Jy moet beplan en prioritiseer. So, meeste dames kom oefen gewoonlik, maar eerstens wil 'n ou gewig verloor, jy het baie, jy weet, pyne in jou liggaam, met ander woorde baie spierspasmas, want jy sit heeldag voor 'n rekenaar. Jy wil dalk 'n bietjie meer soepel word, jy wil spiere bou, jy wil vriendinne maak. So, jy moet besluit wat is jou doelwit? Hoe kom jy dan nou aansluit by weet 'n studio? En dan sal ek nogal sê oefen in die oggend, sover as dit moontlik is. Dit is waar. Dit is baie moeilik vir dames wat voldag werk, ek weet. Maar so begin 'n mens jou dag met 'n gesonde gewoonte wat die res van jou dag sal bepaal. Ek kry baie keer die middag dames jammer want 'n ou weet dat daai dames werk heeldag, so hulle kan nie in die oggend kom oefen nie. En dan is ek altyd so beïndruk dat hulle daar aankom en dan kan my sien, yes, hulle is so moeg en die geselsies is nie so baie soos die oggendgroep nie. Maar die wonderlike ding van oefening is dat energie gee energie. So sodra die musiek aankom en ons begin net ons liggame beweeg, is dit regtig soos 'n natuurlike antidepressant, soos die Here se geskenk wat hy vir ons gegee het om net te beweeg, want ons immers is ons nie gemaak om net heeldag te sit nie. Daar sê, dit is so waar, weet jy wat, as jy nou eers in die aand moet gaan oefen, dan sit of jy makliker verskonings maak, nie? Want in die oggend, eerste ding, jy kies, jy staan op, jy dink nie en jy gaan doen hom net. En dan weet jy het nou jou oefening in vir die dag. Ja, korrek. En net om aan te sluit by die middag, altyd wat ek so weet beleef is dat nog nooit is 'n mens spyt as jy wel opgedaag het nie. Dit is so maklik. Partykeer dan sê die dames vir my, "Jog, sy was so moeg, sy het nou net op haar bed gaan lê," of jy weet sy tog soveel voorbereiding dalk vir die volgende dag. Tog het sy opgedaag en ek het die wêreld se respek vir daai middagklasse. En nog nooit het ons daar uitgestap en ons het nie eintlik meer energie gehad en nog meer kans gesien vir al daai taakies wat dan nou vir 'n ou wag by die huis nie. Yes. Dan sal ek ook sê, hou jou oefensessies kort en kragtig om te voorkom dat jy halfpad deur jou motivering verloor. Hier is waar die rebounding lekker is, want die rebounding se sessies is net 45 minute, so dit is vinnig in en uit. Pilates is bietjie langer, daai sessies is 'n uur lank, want natuurlik is daar meer strekke verbonde, daar's asemhaling verbonde, so dit is 'n rustiger pas wat ons dan nou doen met Pilates. Ek sou ook sê, begin klein. As jy te vinnig te veel probeer doen, gaan jy seer wees vir die komende dae en nie wil oefen nie, wat jou motiveringsvlakke natuurlik gaan knel. Soos byvoorbeeld as jy na 'n gimnasium gaan en jy begin met swaar gewiggies, as jy natuurlik 'n besering gaan opdoen of jy gaan soveel melksuur afskat dat jy so styf is, gaan jy waarskynlik vir 'n week net nie kans sien om weer terug te gaan vir daai pyniging nie. Maar ja, soms met 'n ouma net bietjie deurdruk. Dit is belangrik dat die spiere 'n bietjie moet styf wees. Jy moet kan voel jy het geoefen. Maar dis wat die voordeel van Pilates is, dat ons doen baie strekke tussenin. Daar's nie impak op die spiere nie. So jy het nie daai intense inflammasie wat 'n ou so moeg en amper half, kan ek sê, geïrriteerd laat voel nie. Ja. Met rebounding baie interessant is dat die bungee cords op die rebounder, so ons oefen nie met die springs nie. Die bungee cords absorbeer 80% van die impak op jou gewrigte. So 'n mens is nie seer van rebounding, dit is ongelooflik. Ek kon dit nie glo toe ek die eerste keer 'n 45 minute intense klas gedoen het en jy's uitasem, jy sweet, jy die endorfine afgeskei, jy voel of jy op 'n hoogtepunt is.
En die volgende dag het ek gedink ek kan nie loop nie en my spiere het net mooi niks meer keer nie. Ek kon voel ek het geoefen, ek het beter geslaap. Natuurlik versnel dit jou metabolisme, maar dit was vir my baie interessant geweest en dit is alles omdat daar minder impak op jou joints is as wat 'n ou byvoorbeeld nou sal, jy weet, draf of selfs, jy weet, vinnige stappie doen. Ja. Dan sal ek ook sê, kry oefeninge of 'n program wat jy geniet, sodat dit volhoubaar kan wees. Dit help nie, jy spring weg met 'n intense, kom ons sê, 'n bootcamp of 'n crossfit of enige tipe oefening, want jou vriendin of jou man het jou omgepraat om dit te doen, maar jy voel net, o wee, ek geniet dit glad nie. Ek het byvoorbeeld, my man is baie lief vir swaar gewigte, so hy het nou al baie kere my probeer in die gym te kry. Ja, en dan, nee, ek moet vir jou sê, dit is nie vir my lekker nie, ek praat dit nie sleg nie, dit is verskriklik voordelig vir vrouens, maar ek is net aandag afleibaar, ek verkyk my in die mense, en ja, dan sê hy vir my, ek gaan myself beseer, want ek fokus nie. So, dit is waar die Pilates 'n bietjie meer 'n informele omgewing is, dit is my werk om jou dop te hou, om te kyk, het jy reg oefen, en ja, as 'n mens iets geniet, gaan dit volhoubaar wees, jy gaan terugkom, en gaan natuurlik deel van jou lewe word. Ek sal ook sê, wat baie belangrik is om die 2-dag reël te volg, dat 'n mens nie vir langer as 2 dae tussen jou oefensessies moet laat verbygaan wat jy nie oefen nie, want dit help jou om in die gewoonte te bly, beter resultate te sien en daardeur gemotiveerd te bly. Ek het al baie kere gesien, as dit nou byvoorbeeld, ek weet, 'n lang naweek is of 'n vakansiedag is op 'n maandag, as die vrou nie op 'n maandag kom oefen nie of 'n dinsdag nie, dan is dit asof sy heeltemal nou maar net besluit, ag weet jy wat, ons gee hierdie week 'n mis, die week het nie goed begin nie. So ek dink dit is 'n baie mental ding vir ons vrouens. Ek kan dit ook sien in my klasse, maandag is ons lekker, jy weet, stampvol, en dan hierso nou Woensdag, dan stabiliseer dit, en dan Vrydag, dan gaan ons weer, jy weet, voluit, dan is die klasse weer lekker vol, maar dit is belangrik om nie langer as 2 dae nie te oefen nie, want dan gaan jy daai motivering verloor, en jy gaan voel, ag, waar moet ek nou weer begin? Yes. Dan het nog 2 goedjies, ek persoonlik is nie 'n voorstander van dieetpille, dwelms of kortbaaie om vinniger gewig te verloor nie. Ek weet 'n mens raak baie kere maar desperaat, dit is waar. Ek is eerder 'n voorstander van 'n gesonde eetplan en 'n oefenplan, waardeur jy sal resultate sien as jy volhou. Want natuurlik het enige eetplanne, dwelms of kortbaaie het neeweffekte, en ons weet nie altyd wat daai neeweffekte is nie. En dan laastens sal ek sê, maak jou oefentyd me time. So dit moet 'n weeklikse of 'n daaglikse afspraak wees wat jy met jouself het vir jouself. Yes. Dit is altyd vir my so mooi as die vroutjies kom oefen. En dan sê hulle vir my, jy weet, hulle weet hulle moet kom oefen, want anders te gaan hulle baase of hulle mans nie met hulle kan huishou nie. Of baie keer sal die dames sê, hoor jy, haar man het vir haar gesê, luister, wanneer gaan jy nou weer bietjie oefen? Ja. En dit is so, ons vrouens gee so baie van onsself, en mens laat die hele lewe jou insluk, maar as jou bekertjie leeg is, gaan jy niks vir ander mense beteken nie. So ek het dit ook al so ervaar as mens, jy weet, siek was, of jy gaan op vakansie, en jy kom uit jou roetine uit, en jy oefen nie. Ja, 'n mens, jou liggaam skei nie al daai chemikalieë af, soos ons gesels het oor die endorfine nie, en jy raak oor die algemeen, as ek net oor myself kan praat, kan ek voel ek raak baie vinniger geïrriteerd en gefrustreerd, as ek nie oefening kry nie, want my liggaam is verslaaf daaraan, maar ten minste is dit 'n goeie verslawing. Ja. En weet jy wat, ek het so rukkie terug, het ek hierdie boek ontdek, wat my seun actually vir my gegee het, en toe het ek die hele kursus saam met hierdie boek eintlik aangebied laas jaar, wat gaan oor gesonde gewoontes, want ek dink dis ook 'n ding van, as mens nou 40 is, of jy is 30, en jy was in 'n roetine, en jy was nie eintlik baie aktief nie, en jy het nie eintlik baie oefening gedoen nie, of jy voel, luister, ek besef nou, ek sal iets moet doen in my lewe, en as ek nie intentioneel iets gaan doen nie, gaan niks verander nie. Correct. En die ding is ook, en dit is nou maar so, as mense praat van eetgewoontes, maar ook so met oefeninge. So, hierdie boek Atomic Habits was my nog baie oulik, en ek sal regtig aanbeveel om hom in die hande te kry.
Baie van dit kom eintlik vir my van die beginsels wat hy deel. Is my partymal Bybelse beginsels, dan voel ek okay, hy het hom nou net so 'n bietjie gemis, hy moet nou nie die Bybel hier inbring, want dit is actually wat die Here van ons verwag, of dis dinge soos byvoorbeeld om jou gedagtes gevange te neem en al hierdie klas van dinge. Maar kom ons breek dit bietjie af en dan gaan ons 'n bietjie praat oor hoe word gewoontes gevorm? So hierdie boek verduidelik dit vir mens baie mooi en ek het ongelukkig nou nie die tyd vanoggend om dit vir julle in detail te verduidelik nie, maar ek en Hanley gaan dit gou-gou 'n bietjie deurwerk en dan net prakties vir jou ook verduidelik hoe kan jy dan gewoontes begin praktiseer in jou lewe en hoe kan jy dan gesonde oefening ook in jou daaglikse lewe inwerk? So kortliks werk 'n gewoonte so. Jy kry 'n clue. Ek gaan dit nou in Engels noem want dit is 'n Engelse boek. Dan jy die craving, dan jy die response en dan jy die reward. So dit is die siklus van wat elke gewoonte eintlik deurgaan. So die eerste twee is die probleem. So die clue en die craving. So as jy sien nou chocolate en nou is jy lus vir die chocolate, nê? Die laaste twee is die oplossing. So dis die reward en die response en die reward. So die response is okay, jy doen iets en dan kry jy die reward. Of dit is sleg of dis goed en dit is wat ons dan wil breek. So as jy nie van die uitkoms hou nie, dit is waar jy dit gaan verander. So jy moet eers die clue verander. So om minder van die chocolates te koop. Of byvoorbeeld as mense praat van oefening, is om jou takkies byvoorbeeld uithaal en jy sit dan neer dat jy dit kan sien. En dit is daai tipe van praktiese goedjies wat mense lewe kan beginne bymekaar bring. Soos byvoorbeeld wat Hanley ook nou gepraat het van jy nou die groepklas het. En dit moet ek nogal regtig sê van wat ek baie geniet is, jy mis die mense. En jy wil gaan want jy weet ons gaan nou weer lekker grappies maak. En as iemand nie daar is nie, dan mis jy sommer daai vriendin. Waar is sy nou? Hoekom is sy nou die idee? En almal wil weet alles van almal en elkeen bring sy persoonlikheid na die klas toe. Maar dan vat hy nou die boek verder en hy breek dit af vir ons in 4 wette. En ons gaan nou vinnig deur dit werk. En dit stappie vir stappie net bietjie prakties verduidelik van hoe om hierdie in jou lewe prakties in te werk. So die eerste wet as dit kom by gewoonte bou is make it obvious. Nou Hanley gee vir ons 'n bietjie praktiese punte van hoe kan ons oefening obvious maak vir onsself. Graag. So ou met dit nie te veel moeite maak nie. Ons het nou reeds gepraat oor jou doelwitte, hoekom jy oefen. Dis belangrik dat jy 'n plan moet hê en dan maak oefen natuurlik deel van jou weeklikse beplanning. So jy sluit aan by 'n studio, jy commit om sê maar 1 of 2 keer 'n week te oefen. Boek daai tyd uit in jou dagboek en dat jou mense weet of jou baas en rig jou lewe in dat jy weet dit is deel van jou weeklikse of daaglikse beplanning. Vervang ongesonde eetgewoontes met gesonde eetgewoontes soos jy gesê het, ek is nogal 'n voorstander van balans. Ek glo nie daaraan om myself heeltemal te weerhou van alles wat lekker is in die lewe nie. Yes. So wat vir my goed werk is, ek is baie lief vir 'n dark chocolate wat natuurlik baie gesonder is, meer antioksidante, dis nie soos daai plastiek sjokolade nie. So ek het altyd 'n blokkie'n slab dark chocolate in my laai en die kinders weet om nie te raak daaraan nie. Want ek eet letterlik elke aand 2 blokkies dark chocolate. So ek sal sê, maak dit net vir jou maklik en maak dit volhoubaar. Help nie jy gaan gooi al die suiker in jou kas uit. En die eerste geleentheid wat jy kry, oorvreet jy jou aan suiker en dan gooi jy die hele appelkar om, nie? Ja. Ek sal ook sê natuurlik jy het ook reeds genoem rig jou omgewing en jou lewe in. Gaan kry vir jou oefenklere. Ek meen al is dit nou sommer net goedkoop oefenklere. Gelukkig by die Pilates oefen ons sommer kaalvoet of met oefensokkies, selle met rebounding. So jy hoef nie baie geld te spandeer om nou al hierdie dierapparaat of klere te gaan koop nie. Jy weet wat almal nie noodwendig het nie. So sorg maar net dat jy jou lewe inrig, sit jou tekkies reg. Jy weet, pak jou waterbottel of hê 'n sakkie wat jy jou handdoekie en al jou goedjies insit, dat dit nie 'n de mekaar spul is en jy kry nie jou goed nie en jy kan nie by die garage deur uit nie en dan gee jy sommer op. Daar's sy. Ek sal dan ook net laastens sê dat begin die week reg op 'n maandag. Dit is baie belangrik om vir jou daai kan ek sê stemming vir die week jy weet te stel en dan het ons ook gepraat oor om te probeer. Dis altyd moontlik nie, maar probeer hom nie vir langer as 2 dae nie te oefen nie.
Daai was 'n baie oulike raad, want die ding is net as die dinge in plek is behind the scenes, is dit net baie makliker. Want as jy nou eers die skoene moet gaan soek, en jy moet nou eers watter klere gaan ek aantrek of hoe gaan ek dit nou doen? En dan is dit soos, waar gaan ek dit nou inpak? Ek moet nou die kinders nou by die skool aflaai, wanneer gaan ek die tyd kry? En as jy net eers gaan sit het en jou beplanning doen, dan gaan dit makliker wees om dit te implementeer. Dit gaan nie van self gebeur nie. So ons moet net 'n bietjie van daai ekstra tyd vat, net om dit vir ons in plek te sit. Nou die tweede wet is make it attractive. Ja, make it attractive. Wat baie goed werk wat ek sien in die oggende ook maar is dat vir my ook, jy weet jy staan vroeg op, jy trek jou oefenklere aan, jy pak die kosblikke, kry die kinders by die skool en dan gaan jy oefen want jy's klaar op die pad. Die oomblik wat 'n ou weer by jou huis kom, gaan dit vir jou soveel moeiliker wees om weer daai selfdissipline te hê om na 'n studio toe te gaan. So as dit vir jou moontlik is, sal ek sê probeer na die kinders afgelaai by die skool of op pad huis toe van die werk om oefen jy, of as jou man dalk die kinders kan aflaai, dat jy daai vaste tyd het wat jy weet jy gaan oefen. En dan ook om aan te sluit by 'n studio, om te commit. Jy weet, om jou naam op te sit, die instruktrise gaan opvolg met jou, as jy nie vir 'n dag of 2 opgedaag het nie. Soos jy genoem het, jy weet, 'n mens spandeer nogal baie tyd saam met jou oefenvroutjies, so weet 'n mens vra mekaar uit, waar is jy, hoe gaan dit, is jy alright, hoekom was jy nie by die klas nie, so dit is net daai aanspreeklikheid en om te voel jy hoort eers, want ek meen dit is maar baie vervelig om elke dag, jy weet, alleen te probeer oefen, of na 'n gym toe te gaan en jy het geen idee waar om te begin nie, nie almal kan, jy weet, persoonlike afrigters bekostig nie. En dit is ook maar, jy weet, gevaarlik. Jy kan jouself regtig beseer in 'n gimnasium met swaar gewigte en jy weet nie eintlik as jy wat jy doen nie. Korrek, as jy soos ek is wat baie aandag afleibaar is, dat ek is nie 'n ideale kandidaat vir 'n gimnasium nie. En dan sal ek sê kry vir jou 'n energiedrankie, ietsie wat jy kan drink voor of terwyl jy oefen. Vir baie mense sal ek sê goeie raad is net 'n halwe piesang en 'n klein handjie amandels, want soms sukkel 'n mens met 'n bietjie lae bloedsuiker. Party mense oefen sommer net met 'n koffietjie. Maar ek sal nie voorstel dat 'n ou nou 'n groot shake of jy weet 'n groot bord kos moet eet, jy weet direk voor jy kom oefen nie. Ja. Ons verkoop ook Nutramed van Dr. Stefan Skooman se Enerslim by die studio wat 'n lekker energiedrankie is met gewigverlies voordele. Hy bevat so 'n bietjie kafeïne, jou groentee, jou B-vitamiene, jou folinsuur. So ja, ons spot nou al oor ons energiedrankie dat ons kyk as jy nie daai rooi pink drink. Ja, as jy nie daai towersappie by jou het nie, moet ek vir jou sê is asof die oefening nou nie so voluit kan gaan nie. So ja, ek is nie 'n voorstander van jy weet ander energiedrankies nie, maar kry iets wat vir jou wat vir jou werk. En ek moet sê ek love daai energiedrankie en dit is my regtig nog 'n aantreklike storie die want dit is lekker. En as ek weet in die oggend as ek ook nou gym toe ry of dan na die pilates toe ry, dan die tikke daar in die kar en dan begin ek al so klaar van hierdie goedjies te drink, maar dis lekker as jy nie net water het nie. Ek weet nie, dit is net vir my anders as saam met die oefening. Dit is vir my baie lekker en as jy vir jou mooi oefenkleertjies koop en jy dog, okay, nou is ek reg vir hierdie sober, ons gaan nou hierdie ding aanpak. Okay, ons is nou by die 3de wet en dit is make it easy. Korrek, so as jy dan nou nie by 'n gimnasium of 'n studio kan aansluit nie, dan gaan stap jy. So jy weet al wat jy nodig het is net 'n paar jy weet stapskoene. Sit jou skoene reg as jy by die huis kom, dat jy weet jy kan gou-gou vir jou gemaklike klere aantrek, jy kan gaan stap, jy kan sodat jou kos in die oond sit. Of natuurlik as jy dan kan aansluit by studio soos ons klaar gepraat het, dan laai die kinders af, op pad terug kom jy gou-gou oefen, dan weet jy okay, daai boksie is getik, ek het klaar geoefen. En dit is natuurlik baie meer pret om saam te oefen as wat 'n mens alleen oefen. Dit is so waar. En die groot ding is weer eens as jy nou weet al jou goed is klaar in plek, dan sit mos nou makliker. Ek weet ek het nou by die gym aangesluit as wat mense eers dink, o, nou moet ek by 'n gym aansluit of ek moet nou eers dit doen. En baie keer ook soos jy sê, as jy saam met 'n vriendin gaan, dan weet jy dis half of julle mekaar dan accountable ook hou. Dan is dit ook makliker as te gaan as wat jy alleen, want ek kan glad nie alleen oefen nie. En dis hoekom ek die groepklasse so geniet, want dis half of dit jou half inspireer om weer en weer te kom. Okay, nou is ons by die laaste wet en dis make it satisfying.
Korrek, ja. Ek sal daarso aansluit om te sê dat dit moet vir jou belonend wees. Dit moet vir jou lekker wees. Soos ons menslike natuur is, dan wil ons altyd mos maar 'n bietjie van 'n beloning hê. So vir my persoonlik, as ek klaar geoefen het, is dit vir my heerlik en daar's soveel oulike coffee shops in die Moton en die Waverley area om na 'n coffee shop toe te gaan, of dit nou alleen is, jy weet, met jou laptop, jy kan gaan sit en werk daar, of saam met 'n vriendin, of jy weet iemand van die studio, dat jy daar net ietsie het om na uit te sien. Partykeer gaan jy dalk dadelik met huis toe jaag om voor daai rekenaar te kom, maar sorg maar net dat jou koffietjie reg staan, jy weet jou goedjies is ingerig, sorg dat jy reg eet. As jy klaar geoefen is, baie belangrik om te probeer om binne die volgende uur te eet, so sorg dat jy vir jouself bietjie beloon met iets lekkers. Soos môre is nou braaidag. So as jy weet jy het nou vandag lekker geoefen, kan jy dalk nou môre daai braaibroodjie geniet in plaas van om net slaai te eet. So vir my persoonlik sal ek sê ou moet maar net altyd vir jouself 'n beloning kry, maar verkieslik nie 'n stuk koek of 'n sjokolade nou direk na mens geoefen het nie. 'n Gesonde lekker ontbyt of jy weet 'n koffie of wat ook al vir jou, jy weet 'n belonend sal wees. En dit is so waar. Ek het nou so ruk terug toe nou begin met die intermittent fasting. En dan het ek gaan oefen. So ek het glad nie geëet in die oggende nie. Net die Innerslim gedrink van Dr. Stefan Skooman en dan gaan oefen. En ek was nie eens honger eintlik na oefening nie. Maar dit was altyd vir so lekker as ek by daai huis kom. Daai cappuccinoetjie te maak of hy koffietjie te maak, dan wag ek nog so 'n uur en dan sal ek nou vir my yoghurt en neute en vrugte en Korrek. Maar baie dankie vir die tips. Ek dink regtig hierdie gaan vir mense ook bietjie help en dit maak jy sommer nou is ek sommer lus om te gaan oefen, hoor. Ons gaan so vinnige breek weer vat en dan gaan ons weer terugkom by spesifiek die uitbranding en wanneer jy in uitbranding is, die effek en die belangrikheid van oefening nog steeds, hoe dit jou gaan help om deur dit te werk. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek praat nou 'n bietjie, gaan ek bietjie stil staan weer by die hele element wat ons nou die afgelope paar weke al oor gepraat het en is uitbranding en om dit te voorkom. Soos ek ook al vir julle verduidelik het in ons vorige paar episodes wat ons gepraat het oor gesonde eetgewoontes en al die elemente wat ons nou moet kyk, vat ek die akroniem vrede en rus. En ons is nou by die volgende letter E. En dit staan vir exercise natuurlik. So oefening is ongelooflik belangrik en dit is definitief deel van jou herstelproses, veral as jy sit met uitbranding. Maar ek moet ook sê die verkeerde oefening kan actually meer skade doen as wat dit goed is vir jou. En ons het ook nou nog gesels, het ons gepraat het van wanneer mense te swaar gewigte begin gebruik en dan kan jy byvoorbeeld jou rug seermaak of jy probeer nou hierdie endurance training en eintlik put dit jou meer uit as wat dit jou help. Ek onthou in daai tyd ook toe ek nog 'n adrenal fatigue gehad het, toe dog ek nie ek moet nou net harder oefen, dan gaan ek meer energie kry want soos ons gesê het, ja, oefening help wel met energie, maar wanneer mens met uitbranding is, werk dit ongelukkig 'n bietjie anderste. So ek het op daai stadium weer begin dans en ek het weer probeer om 'n dans klasse aan te bied en binne 'n paar maande toe besef ek hierdie is nie goed vir my nie. En dit is waar ek by die SSS uitgekom het en ek moes letterlik self gaan vind het wat werk vir my en wat werk nie vir my nie. En hierso is dit die 3 S'e. Eerstens het ek toe agtergekom, stap is fantasties, swem en strek. Geen endurance oefening in daai tyd kon ek hanteer het of was goed vir my op daai stadium nie, want soos ek sê, dit kan dan meer druk op jou stelsel sit as wat dit moet. En hoewel oefening wel terapeuties is dit so belangrik om nie net te gaan stil staan en net te lê en niks te doen nie. En dit is waar die stap inkom. Stap is fantasties want dit help natuurlik ook vir mense streshormone wat ons van gepraat het en veral met uitbranding is jou kortisol levels baie hoog of baie laag en juis om dit te reguleer. En ook omdat jy het baie hormoon wanbalans is, so dit help ook om jou dopamien vlakke dan te verhoog en al die ander hormone wat ons nou oor gepraat het. Natuurlik help dit dan ook met jou wakker slaap siklusse, want wanneer jy burn-out het, veral adrenal fatigue, dan sukkel ons baie keer met insomnia
En dit is hoekom dit belangrik is om aan die gang te kom, want dit help jou weer om beter te slaap in die aand. Dit help ook vir jou spysverteringsstelsel. En onthou, wanneer jou maag stil staan en jy sukkel met hartlywigheid, gaan dit hand aan hand ook met depressie, want wanneer jou maag normaalweg gaan, dan skei dit serotonien af. En dis hoekom dit so belangrik is, want oefening en om aan die gang te kom help ook vir jou om jou 'n normale spysverteringsstelsel dan te hê. So wanneer mens burn-out het, moet mens eerder probeer ietsie doen wat rustiger is, en nou nie te gaan bootcamp nie. Pilates kan nog steeds vir jou werk wanneer jy uitbranding sit, want daar is ook rustiger oefeninge en jy volg dan net die program wat vir jou werk, wat dan vir die beginners mense is. Swem is fantasties vir burn-out, want dit's baie terapeuties, maar ook omdat jy in die water is, en ons weet die voordeel van net om in water te wees en wat dit vir jou gees, siel en liggaam doen. En dan as jy nou so bevoorreg is om by die see te bly, kan jy natuurlik in die see gaan swem, wat soveel beter is en wat ook help vir daai ontspanning. Dan kom ons by strek. Nou, julle baie keer dan, as mens by oefening doen, dan is dit baie keer of mens so fokus om spiere te bou en ons vergeet van die belangrikheid van strek. Strek is ongelooflik belangrik vir 'n mens en ook vir jou spiere, want as jy gaan ook jou spiere meer strek, gaan dit meer ontspanne wees, jy gaan minder beserings kry, en strek help ook om van opgeboude spasmas in jou spiere ontslae te raak. Daarom sal ek ook altyd aanbeveel om veral in die aande voor jy gaan slaap, worship musiek aan te sit. Jy doen 'n paar strekke, jy haal diep asem, want asemhaling is ook direk gekoppel in genesing as dit kom by uitbranding, want dit help om jou longe aan die gang te kry en dit stimuleer die res van jou liggaam. So is alles gekonnekteer. Soos ek genoem het, strek help ook om oortollige stres ontslae te raak en dit help ook net 'n bietjie om te declutter. En dan praat ons weer eens, as mens praat van oefening. Oefening is so goed vir jou lyf, vir jou brein, vir jou hart, vir jou longe. En ook as mens in die natuur kan rondstap en net 'n bietjie, partymal as jy worship musiek kan aansit, kan jy 'n bietjie bid, jy kan bietjie met die Here praat, en dis ook hierso waar mens partymal jou kop kan skoon kry. Jy kan bietjie declutter en oor al die dingetjies dink wat in jou lewe aan die gang is. Dit is ook nie tussen jy hoef nou kilos te stap nie, en soos ons ook sê, doen net iets en begin met iets kleins en eenvoudig. Al stap jy elke dag net vir 10 minute. Ek kan nie vir julle sê die voordeel van as jy stap nie. Ek weet ons was op 'n stadium met ons in Amerika gaan toer, en dan stap jy natuurlik baie. Jy doen glad nie oefeninge nie, jy stap net. So is dit letterlik een dag, dink ek 25,000 steps gestap. En dis waar ek ook agtergekom het die voordeel van stap. Ek het glad nie moeg gevoel in daai paar weke nie, en die ding was ek kon letterlik sien, dit vir my gevoel of ek spiere bou. Dis eers dat ek gewigte gedoen het of niks nie. En dit is die ding wat mense net moet besef is, ons moet nou jy moet nou jou liggaam luister. Jy weet hoe jou stelsel werk. Sekere mense kan maratonne hardloop en ander kan net stap. Dis nie te sê omdat almal hardloop, jy moet ook hardloop nie. So die beste tyd natuurlik om te oefen, en dan lê dit ook nou genoem is in die oggende, want dan sê dis die eerste ding, jy hoef nie te dink aan ek moet dit of dit nie. Jy spring weg en jy sê luister, ek begin nou te oefen, en dan kan jy lekker aan die gang kom. Strek is natuurlik weer die beste om in die aand te doen, veral na 'n lekker warm bad, want dan is jou spiere ontspanne en dan kan jy net 'n bietjie van al die spiere wat styf is en saamgetrek is, bietjie ontspanne, om dit bietjie te ontspan. En dit is ook baie goed om dan asem te haal en dan reg te maak ook vir jou rotine om bed toe te gaan. So, as mens praat by uitbranding, is dit verskriklik belangrik ook om die balans te hê as dit kom by oefen. Veral as jy gewoond daaraan was om baie high intensity oefeninge te doen, om nou bietjie meer af te skaal. En dis weer eens waar ons praat van die motief van die hart. Die motief van die hart is om by gesondheid uit te kom.
Maar mens moet ook nie nou voel ek is nou so moeg en dan stop met alles nie. Want om aan die gang te bly is so belangrik vir jou gees, jou siel en jou liggaam. Ons gaan gou-gou weer 'n vinnige breek vat en dan gaan ons net afeindig oor alles wat ons vandag oor gepraat het en net 'n paar laaste punte wat ons net bymekaar gaan bring van hoe belangrik is oefeninge, hoekom doen ons hierdie oefening en hoe om dan ook daai balans te vind in ons besige programme. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Hier is ons nou aan die einde van ons program en ek en Handel het nou so lekker gekuier. Ons gaan net 'n bietjie samevatting en net bietjie opsomming praat oor alles wat ons nou vanoggend oor gepraat het. So eerstens, oefening help om stres beter te hanteer en is baie terapeuties en help letterlik vir depressie en ook angstigheid. Tweedens, dit help ook om beter te slaap en verbeter ook jou spysvertering, wat natuurlik dan ook help teen depressie. Nommer 3, elkeen van ons is anders aan mekaar gesit en jy moet leer wat die beste is vir jou liggaam en na dit te luister. Wat vir jou werk en nie vir jou werk nie. Nommer 4, dit is so belangrik om die balans te hou van hoeveel is te veel en hoekom is dit wat ek oefen? Wat is my rede en die motief reg te hê agter die oefening? Nommer 5. Jou motief moet wees om gesond te wees en nie iets te probeer bewys vir enige iemand anderste nie. Dan nommer 6 is hoe bou ek gesonde gewoontes? Is om die volgende te verstaan van gewoontes. Eerst is daar 'n clue, dan is daar craving, dan is daar respond en dan is daar reward. So jy moet die clue so obvious as moontlik maak. Dit moet so attractive as moontlik wees en dit moet so maklik as moontlik wees en dit moet satisfying wees as mens nou praat van die 4 wette. En dan moet die craving gaan naderhand wees. Jy wil die regte ding doen. Dit is ook soos as mens dit nou geestelik toe kan vat. Is voordat jy in verhouding met die Here was, dan was dit altyd ek moet kerk toe gaan, ek moet nou my Bybel lees, ek moet die regte ding doen. Maar die oomblik as jy die Heilige Gees het, wat dan jou cravings verander, dan wil jy die regte ding doen. En dit is letterlik ook hoe mens gees en liggaam saamwerk. Is wanneer jy intentioneel sê, Here, ek gee my liggaam, gees en die liggaam vir U. Dan begin die Heilige Gees jou lei na dit wat die regte ding is om te doen. Dan wil jy die regte ding doen. Die volgende punt is, so as jy burn-out het, of jy sukkel met uitbranding, moet jy iets soek wat rustiger is, en nie meer druk op jou sisteem gaan sit nie. So die lank en die kort is, luister na jou liggaam, en luister wat werk vir jou, en wat werk nie vir jou nie. Handel, wil jy so laaste dingetjie net vir ons sê? Ja, dankie Lisel, net om af te sluit so vinnig in 'n nette dop. Hoe om hierdie slegte gewoontes te breek, kan ons sê eerstens verwyder ongesonde kos in jou huis. So vervang 'n bietjie van jou chippies, miskien met springmielies of ryskoekies. Natuurlik gaan jy lus wees vir ietsie, maar sorg dat daar ietsie is om te eet. Beplan jou maaltye voor die tyd, maak vir jou koslysie, koop die kos, net soos wat jy jou kinders se kosblikke pak, moet jy eintlik maar vir jouself ook, as jy baie tyd spandeer, sorg dat jy maar vir jou 'n kosblik het, laat 'n mens die energievlakke kan ophou, dat jy nie ingee tot hierdie cravings of sommer net lekker daar by McDonald's deurry en dan het jy nou al die harde werk van die hele week weet opgemors nie. So beplanning is belangrik. En dan sal ek ook sê, jy weet, plak op die yskas die voordele van hoekom jy slegte gewoontes moet breek. Iets wat altyd my bybly, wat ek baie kere vir myself sê, as ek nou onnodiglik iets sommer net in my mond wil druk, wat ek nie regtig hoef te eet nou nie, is eat like crap, feel like crap. Dis so waar. En nothing tastes better than healthy feels. Dit is vir my heerlik om brood en pizza te eet. Ek is mal daaroor. Maar ek moet erken, as ek dit eet, en ek sê nie alle brode nie, weet rog en suurdeegbrode is beter. Jy weet, 'n mens raak bloated, jou maag is seer, jy voel ongemaklik en jy voel sommer net nie lekker nie. Het jy nou maar net geëet wat jy beplan het om te eet daai dag, het jy die energie gehad om jou taakies deur te voer sonder om, jy weet, onnodig moeg of ongemaklik te voel.
Maak slegte gewoontes moeilik. Byvoorbeeld, ek sal nie sê gooi daai sjokolade weg nie, maar gee vir iemand daai sjokolade en kan kry vir jou liewer 'n donker sjokolade wat gesonder is. En dan laastens moet jy accountability partner kry of 'n oefenmaatjie as jy kan. Ek het baie maandogters, paartjies by die studio, ek het baie vriendinne. Ek het selfs in een geval het ek die ouma, die ma en al twee dogters wat daar oefen. En dit is fantasties want jy bou verhoudings met hulle en ek dink hulle kyk ook op na hulle ouma wat 83 is en sy plank vir 3 minute. Jy weet as ek as Ansie kan plank, dan kan jy ook. So ja, ek sal sê dit is hoekom dit belangrik is om by studio te wees en dan vertel vir vriende en familie van jou nuwe oefeninge. Laat jy tipe van 'n habit contract het, want ek meen dit gaan jou ook, forceer om te hou by daai gesonde, eetplan. En dan net om af te sluit, sal ek net graag wil sê dat gesondheid gaan nie daaroor om langer te leef nie. Dit gaan daaroor om beter, dapper, sterker te leef. So hier is vir jou 'n herinnering. 'n Lang lewe is nie 'n eendag droom nie. Dit word daagliks gebou in jou maaltye, jou bewegings, jou ingesteldheid en dames, julle is die moeite werd. Dankie Hanle. Hierdie was nou sulke oulike tips. En ja, oefening speel so 'n belangrike rol vir ons fisies, ons psigies en geestelike gesondheid. En dit is so belangrik om wel daai balans ook te hê, om nie jou liggaam te verafgod nie. So in alles wat ons doen, moet ons weer eens vra, wat is die motief van my hart? En hoekom doen ek dit? En maar aan die ander kant kan ons nie aanhou verskonings maak oor hoekom ons nie nou kan oefen nie. Want as jy nie nou in jou gesondheid gaan belê nie, gaan jy eendag die prys moet betaal. En dis ook nou nie te sê ons moet dadelik wegspring en 'n maraton hardloop nie. Begin klein elke dag. Eerder ietsie kleins elke dag as wat jy eenmal 'n week jou dood oefen en dan 2 weke skiep soos aanlyn nou nog gesê het wat jy's te styf en te seer. So stap is 'n baie goedkoop en die beste oefeninge. Dit kos jou niks nie en jy het net die natuur nodig, 'n bottel water en jou skoene. So volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor, is dit 'n goeie ding of is dit 'n goddelike ding? En dis die volgende onderwerp wat ons 'n bietjie gaan praat oor om by gesondheid uit te kom en ook 'n paar tips van as dit kom by uitbranding en dit te voorkom, maar ook wat om te doen wanneer jy dit het. Hanle, ek het nou so lekker saam met jou gekuier. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Dankie Lisel, dit was lieflik om saam met jou tyd te spandeer. So as die mense van jou by jou wil hoor of waar kan hulle van jou hoor? Goed, ek het natuurlik 'n webblad is www.pure.pilates.co.za. Ek het natuurlik ook 'n Facebookblad of hulle kan dan net vir my skakel en die nommer kry maar op die webblad. So is Pure Pilates. Korrek, Pure Pilates. En is in Môregloed, né? Korrek. Ag jene, baie dankie vir die kuier Hanley en ek hoop ook die luisteraars het vandag ietsie geleer. Mag julle 'n wonderlike dagie verder hê. Volgende week moet jy weer inskakel. Dan gaan ons weer verder kuier. Lekker dag vir julle. Bye.